Goeiemôre almal, so lekker om weer saam met julle te wees. Ons praat om vreugde te hê, om jou vreugde in die Here Jesus te hê. Ons kan ons eie vreugde opwek. Jy kan jou eie vreugde vat en dit opwek en jy kan so opgewonde raak oor dinge in jou lewe en as dit dan nie gebeur nie, of jy is teleurgesteld of daar's nie meer hoop nie, dan verloor ons daai vreugde. Dit beteken dis jou eie vreugde wat jy verloor. En dis nie die vreugde in die Here Jesus nie. Ek lees vir ons uit Johannes 15 vers 11 en dit sê: Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly. So Jesus se blydskap bly ons. So hy gee ons 'n blye boodskap. En daai blydskap bly in ons. En dan sê hy in die tweede gedeelte, en julle blydskap volkome kan word. Ons blydskap moet volkome. Dit moet 'n einddoel hê en dit is volkome in die Here Jesus. Ons eie vreugde wat ons opwek, dit kan ons niks baat nie. Dit beteken dit bly daar vir 'n rukkie en jy kan dit verloor as omstandighede verander of die hoop wat jy gehad het en dinge verander, dan kan daai blydskap maklik weggaan. Want dit is nie blydskap in die Here nie, maar as jy die Here se blydskap in jou het wat hy vir ons gee, dan sal dit wat die gedeelte van die versie sê dat die blydskap volkome kan word. Dan word dit volkome in die Here Jesus, want dit is sy blydskap en dit sal nooit verlore gaan nie. Julle onthou die storie van Jesus toe hy in Jerusalem ingaan op die donkie en die mense het almal verwag hy gaan die koning word van die Jode en hy gaan hulle kom red van die Romeinse druk af. Maar Jesus het gesê nee, ek sê koning, ek word koning oor julle van my hemelse Vader af. Ek is nie hier om julle te red van julle verdrukking van die Romeine af nie. Ek is hier om julle te red vir julle harte en julle siele en om julle weer te herstel, te ere te herstel tot die hemelse Vader toe. En dis wat Jesus kom doen het. En toe die mense besef, maar dis nie waarvoor Jesus daar is nie. Toe verloor hulle vreugde. Hulle verloor hulle hoop wat hulle al jare gehad het. En toe het hulle niks meer onthoop nie en toe het hulle haat in hulle harte gekry. En dis hoekom net daarna toe kruisig hulle Jesus, want hulle sê as jy dan nie is wie ons verwag het jy moet wees nie, dan is jy mos maar dan gaan ons jou kruisig. Want ons sien nie meer hoop nie. Ons het nie meer hoop nie. Ons het ons vreugde verloor. En dan probeer hulle vreugde opwek deur iets anders te doen. Maar as ons die vreugde van die Here Jesus in ons harte het, wat hy vir ons gee, en ons vat dit en ons begin om my werk, dan word dit volkome. Dit kom uit 'n einddoel en dit is die doel van die Here Jesus, om sy vreugde in ons te hê. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons om u vreugde in ons te hê. En nie ons eie vreugde wat ons gemaak het, met ons eie begeertes en ons dinge nie, maar Here, laat u vir ons die Here, dat daai vreugde volkome kan word in u en binne ons, Here Jesus, laat ons dit kan permanent uitleef, Here, as omstandighede verander en dinge gebeur, laat ons nog steeds sal vreugde in u, Here, as gevolg van wie u is en wat u vir ons gedoen het. Here, help elkeen vandag om dit te besef en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen en mag jy 'n wonderlike dag hê.